Wel, ons het so staande grap by die radiostasie wat sê ek het 'n gesig vir radio. So ek is so bly u het vanmôre gekom op hierdie vakansie naweek, kan ek maar sê, om te kom hoor wat die Here sê, en ek is baie dankbaar vir Rian. Jy weet dat hy vertroue gehad het om my te nooi om 'n woord te deel met u. En ek het so 5 jaar terug omtrent amper gevoel ek gaan uit bediening uitgaan, dat ek nie verder wil aangaan met bediening nie, en hierdie is amper half 'n roep terug tot die kansel, kan ek sê, alhoewel ons baie bedienings doen, ons, soos wat Brigitte gesê het, ons doen radiostasie nou al vir so 9 jaar by Heartbeat, saai ons uit, en ons het Bybelskole, en hier's altyd baie aktiwiteite, ons het totale lofprysingsspan in die tronk en die gevangenis gehad, wat ons dienste daar gedoen het. So die Here is goed, maar die lewe gebeur soms. En 'n mens gaan deur moeilike tye in jou lewe, en jy gaan deur tye wat jy veg, wat jy voel jy's nie goed genoeg nie. Tye wat jy voel, maar jy weet, is ek werklik geroep? Is ek werklik veronderstel om in die bediening te wees? En dan tye wat mense jou so seer maak dat jy voel, maar vir wie doen ek uiteindelik? Hoekom moet ek dit doen? Radio op sigself is soms 'n baie ondankbare bediening. Dis hoekom ons kry baie nuwe omroepers wat inkom en hulle is baie opgewonde, maar hulle hou nie lank nie. Ek het al seker 100 mense opgelei om die afternoon drive shows te doen by Heartbeat, en dan lei ek hulle op en dan verdwyn hulle net weer. Dan sal ander mense wat kom, hulle is baie begeesterd en hulle begin, maar dan kom hulle agter, as niemand wat hande klap nie, daar's niemand wat offerhandes betaal nie, en dan soms is daar nie mense wat dankie sê nie, en ander kere sê die mense net vir jou, maar hoor jy moet nou eerder Engels praat, of hoor jy moet nou eerder Afrikaans praat, of jy weet, so dit kan baie kere 'n ondankbare situasie wees, en as jy geroep is, dan verstaan jy, dat jy doen dit nie vir mense nie, jy doen dit vir God. Ek het al seker oor die 100 pastore op ons radiostasie gehad, en op ons spesifieke Hiersaard program op Vrydagoggende, en ons het baie van die organisasies soos Kids Stop en Options en YFC en wat ons maar noem Para-Church Organisations al genooi om te kom 'n spreekbeurt hê op ons programsegment, wat ons saai as 'n bediening in die gemeenskap in. Heartbeat het so 200,000 luisteraars in die Garden Route area of Eden distrik, en dan nog so 160 in die Karoo area. So ons het 'n geleentheid om God se woord uit te saai op 'n gereelde basis. En alhoewel die stasie uitdagings het die laaste 9 jaar wat ek daarbey betrokke is, was daar al verskeie aanvalle van die vyand so seer, sodat iemand op 'n stadium die stasie wou oorvat, en hulle sal dit eerder oorvat en dit toemaak, en jy weet hoe werk dinge in die koninkryk, wanneer God 'n opening het om bediening te kan doen vir mense, baie kere wat nie bediening kan ontvang nie, dan probeer die vyand baie kere ongelukkig ander Christene opwek, om met 'n teenidee te kom wat dan chaos saai, maar wat ons gesien het is, dat God werk, waar geloof is, en my titel van my boodskap vanoggend is, ek het 'n wonderwerk nodig. En ek weet baie van ons sit in die situasie wat ons voel, ons het 'n wonderwerk nodig. Ons voel dat daar's iets in ons lewe wat kort. Met my uitsendings, baie kere nou sit jy in 'n ateljee en jy saai uit. Ek het al een aand, 11 uur was ek besig om uit te saai, en ek het so teen 12 uur uit die stasie uitgestap in die aand, toe bel 'n vrou my, hier ergens van Geelhoutboom, diep ergens tussen die plase. En die vrou huil en huil en huil en huil, want haar man het 7 mense vermoor, en al wat sy het om na te luister is die radiostasie. En sy sê die hele gemeenskap het teen haar gedraai. Ander keer het 'n ou my gebel, wat iemand het namens die persoon gepraat met my, want hy het gevra vir gebed vir keelkanker, hy kon nie praat nie. En 2 weke later toe bel die persoon myself, en sê dat God het hulle aangeraak, hulle kan nou weer praat. Toe ek jonger was,
en net teologie klaar gestudeer het en toe sê ek op 'n stadium was ek betrokke by IFCC geordyn as 'n pastoor. Ek was al by die Faith Fellowship geordyn as 'n pastoor en jy het verskillende teologieë. Jy sal nou hoor as John G. Lake se ouens kom, hulle het sekere teologieë oor geloof en ek onthou ek het 'n reeks op die radio gedoen wat ek gedink het, okay, wat is my teologie omtrent genesing? Hoe werk dit? Hoe kry mense wonderwerke? En ek praat nie net van genesing nie, maar ek praat ook van bevryding, van dwelms en drank en ek praat van al die dinge en ek moes half dink, wat glo ek? En ek het dit geformuleer in toe Afrikaanse reeks gedoen van 6 programme wat ek sekere goed gesê het, wat ek glo en wat ek vasglo en ek glo dit is nie buigbaar nie. En net so 'n paar weke later toe het ek 'n radiogas een Vrydagoggend en die persoon het al 2 of 3 keer kanker gehad in sy lewe, wat hy geveg het vir sy lewe. Die laaste keer toe was hy in Groote-Schuur in die Kaap en hy het toe gevoel dat die dokters het na hom toe gekom en vir hom gesê, hoor, jy het nou basies weke oor. Jy moet alles reg kry, dis hierdie is jou laaste deel, dis die laaste geveg wat jy gaan veg. En die man het toe in die hospitaalsaal in Groote-Schuur het hy sy gesig gedraai na die muur toe en het begin huil. Hy het begin huil voor die Here. Nou, volgens die nuwe verbond en volgens my teologiese oortuiging beweeg ons nie God noodwendig in aksie deur te huil nie, onder die nuwe verbond nie. Ons met die naam van Jesus gebruik. Hy het nie gesê julle sal huil en dan sal die siekes genees word nie. Hy het gesê julle sal julle hande op die siekes lê. So teologies was dit vir my, okay, hy het gehuil. Dis wat hy gedoen het. En hy het vir die Here hierdie woorde gesê, het gesê, Here, ek wil nie doodgaan nie. En hy sê die krag van God het oor hom gekom in daai hospitaalbed en hom aangeraak. Hy sê in Groote-Schuur het die dokters om sy bed kom staan na 'n paar weke om te bespreek wat het hier gebeur. Want hulle kon nie verstaan hoe daai man geleef het nie en hoe hy totaal vrygekom het nie. En eerlik ek ook nie. As ek met eerlik wees, as 'n pastoor of iemand wat 'n sekere teologiese oortuiging het, ek kan ook nie sê wat daar gebeur het nie. Al wat ek kan sê is God het daar gebeur. Nie noodwendig binne my raamwerk soos wat ek dit sou doen nie. Ek sou miskien vir hom genesingsskrifte gegee het om op te mediteer. Ek sou vir hom gesê het om dit te glo. Ons sou miskien hom gesalf het met olie soos die woord sê en 'n proses gevolg het. Maar jy sien, ons moet spasie los vir God om te werk. Ons het verskeie denominasies en verskeie teologiese posisies wat baie kere meer verdeeldheid as enigiets anders te bring. Waar ons moet kom is by die hart van Jesus. Wanneer dit kom by wonderwerke, dan baie kere in 'n sekere konteks, dan is dit 'n selfsugtige desire, iets wat ek begeer vir my. En dis baie kere dink ek hoekom ons sukkel om sekere gebede beantwoord te kry, want dit gaan oor my. Dit gaan oor wat ek wil hê. Ek is God in my lewe. En die Here het 35 jaar gevat van my, wat gekom het van 'n dwelmverslaafde. 35 jaar gevat om een ding te doen, en dis nie om my teologies skerp te maak nie. Dit is om my te breek, sodat ek minder sal raak, en dat hy meer sal raak. Want vandag op hierdie ouderdom waar ek staan, het ek minder selfvertroue, is wat ek gehad het toe ek 'n jong man was. Toe ek 'n jong man in my 20's was, het ek gevoel ek het al die antwoorde. So ek kom nie vanmôre na Sorteria gemeente of Heartbeat TV toe om vir julle die antwoorde te gee noodwendig nie. Ek kom om julle te roer dat elke persoon wat luister na my stem of kyk later selfs
'n roering in sy hart sal voel, dat God het vir my 'n doel, God het vir my 'n roeping, en om dit te kan bereik, moet ek 'n lewende en 'n intieme verhouding met hom hê. Ek moet in 'n tyd wat dit amper onmoontlik is om dit te doen, moet ek kan afskakel van al die dinge van die wêreld wat aan my trek, en jy weet waarvan ek praat. Een van hulle sit miskien nou reg in jou selfoon. So, nie jou vrou nie, jou selfoon. Maar elke ding wat aan jou trek, moet ek kan uitskakel en afskakel en net fokus op God. En dat ek besef dat ek is nie my beroep nie, al is dit 'n professionele beroep. Ek is nie eers my aksies nie. Ek is 'n seun of 'n dogter van die Allerhoogste God wat geroep is tot 'n doel, 'n lewende doel wat hy deur my wil vervul. Ek sit vanmôre miskien in Sorteria of ek sit aanlyn en ek kyk en miskien weet ek nie wat daai doel is nie. Miskien het ek verward geraak in my betrekking. Miskien het ek verward geraak in my verhoudings en selfs in my bediening verward geraak oor wat hy van my eintlik vra. Maar ek kan dit vereenvoudig vanmôre deur te sê, ja, jy het 'n wonderwerk nodig. Ons het hulle almal nodig periodiek. Maar die eerste wonderwerk is die totale oorgee van jou lewe. En daai wonderwerk vind elke dag plaas. Wanneer jy dit weer eens besluit om dit te doen. Dis 'n besluit. Jy kan in en uit daai besluit uitbeweeg, soos wat ek gedoen het in my lewe. Daar was tye wat ek nie by die Here was, soos ek moet gewees het nie, en ek het op die preekstoel gestaan. Ek het musiek gelei. Ek het selfs al tye wat ek op radio was ek nie waar ek moes wees met die Here nie. Dis niks om oor skaam te wees, om te sê dat hierdie wêreld het geweldige aanloklikheid en aantrekking om ons weg te trek van hom af nie. Maar soms wanneer ons by mekaar kom, soos hier op 'n Sondagoggend, dan gee dit ons 'n geleentheid om net so voorraadopname van ons lewe te maak. En te sê, laat ek bietjie my eie heil uitwerk met vrees en bewering vanmôre. En laat ek vir myself die belangrike vraag vra. Wat gaan Jesus my vind besig mee wanneer hy terugkom? Waarmee gaan ek besig wees? As hy in ons leeftyd terugkom, waarmee gaan hy my besig vind? Waarmee gaan ek besig wees? In my geval was dit op 'n stadium was ek 'n algemene bestuurder vir Loos Stores. Ek het 55 winkels geran. Al wat ek wou doen is suksesvol wees. Ek was 'n takbestuurder, 'n streeksbestuurder en toe GM vir Loos Stores. Ek het die Oos-Kaap divisie geran. Ek was in die kerk betrokke, maar dit was vir my God gewees. Dit het my later laat begin drink en begin sonde doen wat ek gedoen het voordat ek tot bekering gekom het, want my hart het verhard en ek het die kleed van hierdie wêreld vir 'n seisoen in my lewe aangetrek. Is ek die enigste een? Gebeur dit met ons almal? Die vyand gebruik goed om ons af te trek van ons ware doel. En as ons in die wonderbaarlike krag van Jesus Christus wil wandel, want ek praat van wandel in daai wonderwerke, dan beteken dit dat ons moet met hom wandel elke liewe dag. Ek het dit nie verstaan nie. Ek het gedink ek moet na 'n prentjie gaan kyk in my pastoor se aanbiddingskamer wat 'n pragtige sonsondergang gehad het. Ek gedink as ek na daai prentjie lank genoeg kyk, dan sal ek die teenwoordigheid van God begin voel. Ek het gedink as ek meer kerk toe gaan of sel toe gaan, kerk toe gaan, oggenddiens, aanddiens, as ek meer my gitaar speel, as ek meer bid, as ek meer Bybel lees. En al daai dinge is wonderlike dinge. Dis alles dinge wat ons doen in ons geestelike lewe. Maar hou eerste dinge eerste. Dit gaan oor hom. Ek het Vrydag gepraat en ek het heeltemal vergeet hiervan, van 'n tyd wat ek uit die weermag uitgeskop was, omdat die weermag gevoel het ek is gevaarlik. Ek en dalk die vuurwapen draai op my medesoldate, want ek was op dwelms en ek was baie aggressief en hulle het my uitgeskop en ons het die trein gevat van Johannesburgse stasie af Kaap toe
ek en 'n lot van my vriende, en ons het die heel tyd op die trein gedrink, al die pad af. Ek het vir 3 dae, het ek dwelms gebruik, gedrink, en nie eens gebad nie, as ek moet eerlik wees. Die eerste keer wat ek dit herken het, eintlik Vrydag, dat ek nie gebad het vir 3 dae nie. En ek het ingestap in die eetsaal, en daar het 'n oom en 'n tannie gesit, wat baie wel afgelyk het, baie netjies gelyk het, soos baie van u lyk vandag, jy weet, en hulle het so na my gedraai, die oom het so na my gedraai, en het so gekyk, en het sy kop so geskit, en het gesê, rubbish. Nou ja, miskien was ek rubbish gewees, in die fisiese, as jy gekyk het na my, ek het gestink, ek het na dagga geryk, na drank geryk, nie goed gelyk nie, maar ek wou die oom anderhand, en my vriende het my teruggehou, maar diep binne in my, het ek gevoel soos rubbish. My optrede en wat ek gedoen het, het my identiteit begin raak. En ek het begin wat die onderwysers vir my gesê het in laerskool George Suid, toe ek jonk was, dat Richard Murphy gaan in die tronk op eendag, het ek begin aanvaar en begin besef, miskien is dit my lewe, miskien is dit die slotsom van my lewe. Die vyand het deur verslawing en deur verskeie verkeerde besluite my in 'n posisie geplaas waar ek iets begin raak het wat ek nie werklik waar was nie. Ek het baie keer in die spieël gekyk en geskrik vir myself. Miskien het ek al by jou huis ingebreek of by jou kar ingebreek, en as ek dit gedoen het, dan vra ek om verskoning vanmôre. So as iemand by jou kar ingebreek het hier in die Metstraat area, dan was dit dalk ek. So ek vra om verskoning daarvoor. Ek skroom nie om dit te erken nie, want baie van ons sit met ons aangeplakte gesiggies. Ek voel, kom ons haal die masker af. Kom ons haal die masker af en ons wees eerlik. Ek voel wat die Here vir my vanmôre gesê het, en ek het baie slides, maar ek probeer om nie ongehoorsaam te wees in die Heilige Gees. En ek voel die fokus op hierdie boodskap is dat God het 'n doel en 'n roeping vir jou en vir my, het iets wat jy moet doen. En dit maak nie saak wat jy doen nie, ons het ons dokter Jacques daar, wat ek het al baie keer in sy kantoor gesit, en dan gaan ons heeltemal van die medies af. Ons begin teologies te praat. Maak nie saak waar jy is nie, ek gaan met ons rekenaarbesigheid, gaan ek in mense se huise in baie kere. Ek was nou die dag by 'n tannie gewees, en ek het in 'n huis ingegaan, en ek het begin kyk na haar rekenaar, en ek het die swaarmoedigheid gevoel in die huis. Haar man is oorlede. Sy sit met gesondheidsprobleme. Sy sit in 'n dergelike situasie, in 'n baie ryk woongebied, met geen rykdom wat sy voel nie. Maak nie saak nie, weet, ons dink ons moet gaan na die plakkerskamp toe, om pyn en swaar kry te kry. Ja, verseker, armoede en sosio-ekonomiese uitdagings is daar, maar is in ons eie gemeenskap, en God wil ons almal gebruik om hierdie wonderwerk, wat jy vanmôre miskien gevoel het, ja, ek het 'n wonderwerk nodig, die Here wil jou gebruik, om 'n wonderwerk te wees vir iemand anderste. En ek is in die tannie se huis, en ewe skielik dink ek by myself, dis my eie besigheid, soos wat 'n dokter se besigheid is, jy weet, jy kan doen wat jy wil doen. So ewe skielik haal ek die hoed van die IT-tegnikus af, en ek sit die pastorale hoed, en ek sien dit gaan swaar, tannie. Die vrou begin huil. Begin net te huil en huil en huil en huil. Ek kon saam met haar bid, ek kon vir haar vra of sy direkte pastorale koneksie soek na pastore toe in die area waar sy is. Kon haar voorstel aan mense. Ek kon 'n verskil maak op een maandagoggend. Dit was nie 'n Sondag nie. Daar was nie 'n diens nie. En dis wat ek vir u probeer sê, die grootste leuen wat die vyand vir die kerk vertel het, is dat dit gaan net oor om hier te sit elke Sondag. En ons moet hier wees. Ons moet hier wees om opgelei te word, om
geïnspireerd te word, om te dien, om saam 'n sein te hê met ander Christene. Ons moet hier wees, maar hierdie is die opleidingsproses. Nou gaan ek jou uitstuur. Nou gaan ek jou uitstuur van hier af. Ek het nie gekom dat jy kan sê, dit was 'n mooi boodskap, of ek hou nie van die ou nie, of ek hou van die ou, of wat, ek gee nie om nie. Ek het hier gekom om vir jou te sê, jy en ek is 'n soldaat in die weermag van Christus, en jy is geroep om die aroma en die geur van Jesus Christus vry te laat, waar ook al jy is, op die manier wat God jou gebruik. Sien dit wendig die manier wat hy my gaan gebruik nie. Sê almal wat met gangsters in die tronke band kan maak, en vir hulle sê, nou gaan ons worship nie. Almal het nie daai tipe mentaliteit nie. Meeste mense sal weghardloop as hulle sien. Ons word almal geroep om 'n unieke bydrae te lewer waar ook al ons is. En nou dink jy, ja, okay, Tannie, op die finale stadium van die lewe, Richard, ja, natuurlik gaan daar uitdagings wees, dit is so. Maar nou kom ek in 'n argitek se kantoor in, wat 'n jonger man is, wat suksesvol is in sy loopbaan, en ek voel dieselfde ding, ek voel iets is nie pleis hier nie. En ek sê vir die ou, ek ken hom as 'n kliënt van my, en ons is daar, en jy weet, besig om aan hierdie baie duur rekenaar te werk, wat planne kan teken, en al daai goed kan doen, en ewe skielik voel ek maar, ek kom met hom praat, ek voel iets in die atmosfeer, en ek sê maar, hoorie, jy weet, hoe gaan dit met jou? Weet, gee jy regtig om? Ek sien die mense ry in die karre, soos 'n lot robottens, werk toe, huis toe, werk toe, huis toe, werk toe, huis toe. En dan, as pastore, trou ons hulle wanneer hulle jonk is, en dan begrawe ons hulle wanneer hulle oud is. En dis die lewe, is dit die lewe? Is dit die slotsom van jou lewe? Nee. Hy het jou geroep, maar nie dink daar's net sekere mense geroep nie, hy het jou geroep, om die hande en die voete van Jesus Christus te weet, waar ook al jy is, om hierdie wonderwerk in ander mense se lewens te kan hê, om dit te kan ervaar saam met ander mense. Het sê dit nou die dien in die lokale kerk is belangrik, maar jy weet, jy's een dag vir 1 of 2 ure hier. Sommige van julle miskien 2 dae. As julle regtig begeesterd is, miskien 3 dae. Maar die res van die tyd is jy in 'n duister wêreld, veronderstel om die lig van Jesus Christus te skyn. En ek kom by hierdie ou en ek vra hom net die vraag, eenvoudige vraag, ek sê, hoorie, ek voel in my hart dat ek wil graag saam met jou bid. Dis 'n baie snaakse ding vir jou IT-tegnikus of jou dokter of jou prokureur of jy weet, wie ook al, die persoon wat jou help by die til of om vir jou te sê, hoor, ek wil saam met jou bid. Spesiaal in die besigheid van die lewe, wanneer ons soveel prioriteite het, wat 'n gejaag na wind is. Kan ek jou sê, dit gaan als agterbly? Kan ek jou sê, jy gaan niks saamvat nie? Kan ek jou sê, alles wat jy spaar en al jou suksesse hierso, gaan niks beteken in die betrek van ewigheid, as dit nie toegewy is aan die koninkryk van God nie? Kan ek jou sê, dat die rykste man en die armste man sterf albei? Nie een van hulle kan die dood ontwyk nie. So kan ek jou sê, die tyd het gekom vir ons om regtig waar diep geestelik te dink oor ons kontribusie, want as hy kom en hy vind ons besig, en as hy nie kom nie, en ons gaan na hom toe, dan is die tweede vraag, gaan hy vir ons sê, wel gedaan, of waarmee gaan hy jou bekroon? Wat is jou hemelse bankrekening se nommer, laat ek gou gaan kyk daar, wat is gestoor in die hemel? Is jy die persoon wat luister na die Heilige Gees elke dag van jou lewe? En soos wat ek vir hierdie man sê, kan ek bid, bars hierdie baie professionele, baie teruggetrokke sakeman uit in trane, en in Afrikaans het ons so mooi woord, ek weet nie of dit 'n kerkwoord is nie,
Maar dit is 'n baie mooi woord. Hy huil snot en trane. Dit is nogals 'n kenmerk van die Heilige Gees. Hy's geneig om die snot en die trane uit jou uit te bring. In 35 jaar in die bediening het ek gesien dat as ek die snot en die trane sien, dan weet ek, God is besig. Jy weet, maar baie van ons is so met die een handjie hier op en jy weet, baie, ons bid so mooi, vorm ons lippe mooi rond. Ons gaan soek die woorde in die woordeboek op wanneer ons bid. Wanneer hy jou aanraak, dan breek hy jou. En ek het hom net laat huil. Baie keer het ek ook agtergekom as die Here werk met mense, los hulle. Los hulle. Ek het hom net laat huil. Tot die lesenaar lekker vol traantjies was. En hy het eintlik na 'n tydperk opgekyk het na my en vir my begin vertel het van die geweldige stryd. Ek wil nie te veel ontbloot nie, maar selfs 'n boekhouer wat ingekom het na my kantoor toe en vir my gesê het, weet wat, my lewe is nou verby want my rekenaar het nou net gekalf en ek het nie backups nie. En ek het al die mense se goed daarop en hy het die woord voelklip gebruik wat 'n vloekwoord amper is. Het die woord voelklip gebruik en het gevoel hy gaan of na my toe kom met die laptop of hy gaan voelklip toe ry. So hy het maar eers kom kyk of ek die laptop reg kry, en as ek hom nie reg kry nie, dan gaan hy nou maar voelklip en hy sal by my die laptop los. Hoe hanteer ons dit? Is ons voorbereid? Is ons in stemming met die Heilige Gees? Het ons 'n verhouding met die Here? Het ons 'n gebedslewe? Lees ons Bybel? Dien ons hom? Laat ons toe dat die Heilige Gees ons verander. En is ons vandag beter as wat ons gister was? Is ons gereed wanneer die duisternis in ons kantore inkom of wanneer ons in die duisternis se kantore ingaan om die duisternis terug te druk, waar die vyand besig is om te steel en te verwoes en te moor en elke dag sterf mense sonder Jesus reg langs ons. 2 mense het gesterf die laaste 2 weke in ons kliëntebasis. Een het hulle eie lewe geneem. En ons was 2-3 weke terug besig met haar rekenaar. Die ander persoon het gesterf van haar slaap. Die ware realiteit is dat as mense sterf sonder om Jesus Christus koning van hulle lewe te maak en hulle is nie gemerk met die bloed van die lam nie, dan kan hulle nie die hemelse poorte betree nie. Ek gee nie regtig om wat is jou teologiese oortuiging of jy dink hulle was goed genoeg of hulle het 'n goeie lewe geleef nie. Die vereiste is dat hy is die weg, die waarheid en die lewe en niemand gaan na die Vader behalwe deur hom nie. Nie 'n baie populêre boodskap nie, maar dis die waarheid en dis die waarheid wat ons sal vrymaak. Die waarheid wat ek jou vanmôre gee is nie my waarheid nie, dis sy waarheid. En dit roep jou en my tot 'n hoë lewensstandaard. 'n lewe wat gekoppel is aan die koning van die konings, 'n lewe wat oop is om te hoor wat die Heilige Gees vir ons sê. Nie die heilige vlees nie. Nie die heilige vlees nie. Hy sê nie hulle wat gelei word deur die heilige vlees nie, is die kinders van God nie. Hy sê hulle wat gelei word deur die Heilige Gees is die seuns en die dogters van God. Hy praat daarvan seunskap om in te kom in 'n verhouding met 'n Vader. Maar meeste van ons in die lokale kerke reg oor die wêreld vandag word gelei deur die heilige vlees. In die me first culture of jy nou 'n Gen Z is en of jy nou 'n baby boomer is of wat ook al jy is in terme van daai perspektief, word baie mense al dan nie meeste gelei deur hulle vlees. Selfs wanneer ons in die kerke inkom, wie kyk vir my? Wat het ek aan? Wat het hulle aan? Hoe ruik ek? Hoe ruik hulle? Hoe lyk my voete? Hoe lyk hulle voete? Wie die mooiste oë? Wie dra die mooiste brilletjies? Weet, hoe lyk my haartjies? Hoe lyk jou haartjies? Ons is besig met die heilige vlees. Konstant word ons ingetrek omdat ons nie 'n lewende verhouding met die Here het nie. En daarom wandel ons nie in die gees nie. So ons stap verby mense elke dag wat wonderwerke nodig het in hulle lewe. En ons weet dit nie eers nie.
Joh, julle gesigte lyk nou baie hartseer hoor. Dis nie so erg nie. Dis die ding met die Here, dis nie so erg nie. Dit is 'n besluit. Dis 'n klein korreksie wat ons maak in ons lewe. Al wat jy moet doen, is net môreoggend bietjie vroeër opstaan, bietjie vroeër gaan slaap, net 'n paar minute met God spandeer, die Bybel oopmaak, bietjie lees, bietjie bid. Begin bid vir mense om jou, begin bid vir situasies wat jy van weet. En begin dit hierdie geestelike dissipline. Ek praat nie van die wet nie, ek praat van net 'n geestelike dissipline toepas in jou lewe. Kom net na die kerk toe, na Begrita of na Rian toe, en sê net vir hulle, wie wat, ek wil graag betrokke wees, ek wil ook graag iets doen. Ek wil ook graag kyk waar die Here my wil gebruik. Is daar 'n aanddiens is, kom net vanaand diens toe. Maak hom net 'n prioriteit. En dan hoef jy dit nie uit te figure nie. Die Heilige Gees sal jou verder lei. Die Heilige Gees sal jou dan vat in die volle waarheid in. Jy wil wees soos wat Jesus was en wat hy gedoen het. Hy sê in Handelinge 10 vers 38, sê hy met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En wat het hy gedoen? Hy het hierdie land gegaan en het goed gedoen. Wat doen jy elke dag? En wat was daai goed? Hy het almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Is God met jou en my elke dag van ons lewe? Kan ons hierdie skrif skryf vir onsself dat ons het oral waar ons gaan, het ons hierdie effek waar ons kan identifiseer wie sit onder die mag van die duiwel. Nie soos daai oom in die trein wat gesê het ek se gemors nie. Dit was nie die boodskap wat ek moes gehoor het nie. Ek moes gehoor het dat ek 'n seun van die Allerhoogste God is. Daai oom was teen 'n lidmaat by Sorteria. Ek terg maar net. Ek wil nie mense 'n bietjie kwaad maak vir my. So as jy deur die heilige vlees gelei word, dan gaan jy sulke goed vir mense sê, jy gaan hulle so sien. Maar Jesus het hulle nie so gesien nie. Die vrou wat gevang is in oorspel, hy het vir die ouens gesê, gooi klippe as julle dit kan doen. Die vrou by die put, het hy gesê, as jy my vra, dan gee ek jou lewende water. Nie jou hoer en, jy weet, jou slegte ding en, is hoer 'n mooi woord. Nee, hy het vir haar gesê, as jy my gevra het, as jy geweet het wie ek is, sou jy my gevra het en dan sou ek vir jou gegee het. Jesus het gegaan en het almal se lewe aangeraak, nie met die heilige vlees nie, maar met die Heilige Gees. Wat kan mense van jou sê en van my sê? En ek mag dalk nou hier staan en baie nice lyk, baie geestelik lyk, maar as jy te sê maandagoggend, as ek nie in submissie is, gaan ek nie dit doen wat ek nou vir jou sê nie. Want as ek my vlees moet volg, dan gaan ek die heilige vlees dien. En dan gaan ek kort val van dit. Ek sluit af met 'n ander skrif, wat ook net vir ons sê, ek en u is geroep tot hierdie werke wat Jesus gedoen het. Dink daar 37 wonderwerke in die evangelies opgeteken, en Johannes sê dat as alles moes geskryf gewees het, sou daar nie genoeg boeke in die wêreld gewees het om dit op te skryf nie. So Jesus het gegaan en hy het oral waar hy gegaan het, het hy almal se lewens aangeraak met hierdie krag wat ons het, die Heilige Gees. En ons het daai selfde krag, en nie net dat hy gesê het ons kan dit doen nie, maar hy het gesê ons moet dit doen. Ons moet dit doen. Dit is nie die great suggestion nie. Dit is die Great Commission.
Dis nie soos dis 'n suggestion. Vir hulle wat wil, miskien 10% van die kerk, jy weet 2% of 10% of 5%, hulle kan dit doen. Nee, almal. Kan ek dit uit jou teologie uitskit vanmôre? Almal. Maar Richard, ek kan nie praat voor mense nie. Nee, almal. Maar Richard, ek is te jonk. Nee, almal. Maar Richard, ek het nog verlede week gesyp. Nee, almal. Maar Richard, ek is nie goed genoeg nie. Nee, almal. Almal van ons is geroep. Hy sê in Johannes 14:12, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo jy in hom? Kan ek sien wie glo in hom? Dan net so helfte. Wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en groter werke doen, as dit, omdat ek na my Vader gaan. En hier kom die belofte wat ons soveel keer quoteer, maar apart van die vorige vers, want verstaan jy, hy sê, hoorie, as jy in my glo, en as jy gaan kyk na die oorspronklike Grieks, dan sê hy, jy met jouself onderskaar onder hom, jy glo in hom, glo jy in jouself of glo jy in hom? Hier sê hy, jy glo in hom, dan doen jy hierdie werke, en dan, sê hy, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. Hy sê uit daai posisie van submissie uit, baie mense wil hierdie skrif alleen hê, want hulle wil nie die eerste deel doen nie. Jy en ek is geroep tot die werke, om onder die leiding van die Heilige Gees te wandel, en om 'n impak te hê waar ook al ons wandel, handel, loop. En ek sê wandel, handel, want dit is in die sakewêreld, in die e-commerce, in die wêreld waarin ons is, dit is die missionveld. Dit is die sendingveld. Soveel van ons gaan Indië toe die jaar. En ek sê nie as fout daarmee nie. Ek verkleineer nie jou missions agenda nie. Maar wat van jou Jerusalem? Wat van jou Jerusalem voordat jy na jou Judea toe gaan? Voordat jy na jou Samaria toe gaan? Voordat jy na die uithoeke van die aarde? Wat van jou Jerusalem? Waar is jou Jerusalem? En hy sê dan, wat ook al julle vra, nou dit beteken nie, ek kan sê, Here, ek soek 'n Porsche nie, Here, ek soek 'n Ferrari nie, Here, ek soek 'n Harley Davidson, of ek soek 'n nice huis in 'n lekker suburb nie, of ek soek 'n lekker groot skerm TV nie. Die wat ook al is gekoppel aan die eerste vers. En dit beteken dat jou in God se hart, wanneer jy kyk na Richard in daai trein, gaan jy nie die gemors sien nie. Jy gaan met sy oë begin kyk. Jy gaan sy hart begin hê. En dit op die uiteinde gaan jy dan soos hy begin praat, begin doen en begin uitreik. Jy gaan sy hande en sy voete raak, kyk met sy oë, loop met sy voete, vat met sy hande, praat met sy stem. 'n wonderlike oomblik vir ons wanneer ons sterf en ons lê ons wil af en ons word nie meer gelei deur die heilige vlees nie, maar deur die Heilige Gees. Dan is wat ek vra nie gebaseer op selfsug, op gierigheid nie, op die eie ek en my wil nie. Dan is wanneer ek vra ek in lyn, ek sê, Here, my hart skeer vir mense wat vasgevang is vandag in verslawing. Vrydag het ek honderde boodskappe gekry, stemnotas, boodskappe na hierdie boodskap op die radio uitgegaan het, en ek wil dankie sê vir Rian, want sorteer het 'n deel daaraan, maar ek het honderde boodskappe gekry van mense wat sê, ek weet nie wat om te doen nie. Die kerk kom nie by my uit nie, want ek kom nie by die kerk uit nie. Maar tog is ons almal op een of ander manier gekonnekteer aan iemand wat veronderstel is om dieselfde te kan doen is wat Jesus gedoen het. Om te kan sien wie is onder die juk van die vyand, wie is onder die mag van Satan, en daai persoon te kan vrymaak met die krag van Jesus Christus. So dis my gebed, soos wat ons afsluit vanmôre,
ek vanmôre gekom het na Sorteria gemeente en na Heartbeat TV toe, om die soldate na aandag toe te roep. Om te sê, soldate, ons rys op en ons staan in die krag van die Heilige Gees op. En ons lê daai heilige vlees af. En ons staan op in Jesus naam. Sal jy saam met my staan soos ons 'n afsluitgebed doen vanmôre?